Welkom by Koffie en Kwadrate. Nou, ek hou nogal daarvan om les 4 en les 5 as tweeledige storie te sien. Want in les 4 herken ons soortgelyke terme, maar nou in les 5 gebruik ons daardie kennis om algebraïese uitdrukkings te vereenvoudig. So julle as leerders moet aan die einde van hierdie les dink, dis eintlik net eers om te groepeer en dan die soortgelyke terme saam te voeg. Alright, so ons gaan algebraïese uitdrukkings vereenvoudig. Nou die woord vereenvoudig beteken bloot om die uitdrukking so kort en netjies as moontlik te skryf sonder om die betekenis daarvan te verander. So sê nou maar, ons het 3x plus 5x, sê 5x minus 2x. Okay. Lyk hierdie uitdrukking vir jou of dit vereenvoudig kan word of lyk dit deurmekaar? So teen die einde van die video gaan jy hierdie soort vrae binne sekondes kan oplos. So ek gaan net die antwoord gee van hierdie. 3x plus 5x is 8x, minus 2x is 6x. En daar het ek nou vereenvoudig. Nou, wat beteken vereenvoudig? Vereenvoudig beteken maar basies, sê maar jy 2 plus 3 plus 4. Okay? Kan ons dit eenvoudiger skryf? Ja, 2 plus 3 plus 4 is gelyk aan 9. So, ons doen presies dieselfde in algebra. Ons skryf sê nou maar 3x plus 2x. Okay. Kan ons dit eenvoudiger skryf? Definitief. Dis 5x, want ons weet die veranderlikes is dieselfde en die veranderlikes eksponente is ook dieselfde. Alright. So die definisie wat jy kan ken is om te sê, om 'n algebraïese uitdrukking te vereenvoudig, beteken om soortgelyke terme saam te voeg totdat die uitdrukking so eenvoudig moontlik is. Okay, nou gaan ons soek na soortgelyke terme. Okay, en ek wil beklemtoon. Moenie sommer net begin optel nie. Okay? Kyk eers watter terme bymekaar hoort. Okay. Sê nou maar ons het, ek gaan dit hier 'n bietjie opskuif. Okay. Sê nou maar ons het 4x plus 2 plus 3x. Okay. Nou vra ons onsself watter twee terme lyk dieselfde. Die 4x en die 3x. Okay, dan voeg ons hulle saam en ons kry 7x. Okay, so wat bly oor? Die plus 2. En ons kan niks doen met die 2 nie, want hy is 'n konstante. Alright. Nog 'n voorbeeld kan wees 8a plus 5 minus 3a. Okay, nou groepeer ons dit. Ons sit sê nou maar die 8a minus 3a in 'n hakie, dat ons weet dit is soortgelyke terme, plus 5. Dit gee vir ons 5a plus 5. Okay. So, dit is stap 1. Stap 1 is om soortgelyke terme te soek. Stap 2 is om die koëffisiënte te tel. Alright, so wanneer die veranderlikes dieselfde is, tel ons net die koëffisiënte. So dit kan wees, sê nou maar 6x plus 2x en dit gee vir ons 8x. Okay. 12y plus y gee vir ons 13y. Okay? Want wat is die koëffisiënt van hierdie y? Dis 1. Onthou julle nog laas in een van my vorige video's, as daar nie 'n getal voor jou veranderlike staan nie, dan weet jy sy koëffisiënt is 1. Dis is die antwoord 13y.
Okay. Nou, stap 3 is om te groepeer, okay? So, okay. Sê nou maar jy het 4x plus 7 plus 6x plus 8 minus 2. Daar moet 'n minus wees, okay? 4x plus 7 plus 6x minus 2. So wat ons doen is ons groepeer nou. Ons kan begin deur te sê hakie 4x plus 6x, right, toe hakie, plus 7, en dan onthou dis 'n minus 2, so dis minus 2, hakie. En ons kry daarom 10x plus 5. Okay. Kry julle nou die idee van groepering? Jy vat dit wat soortgelyk is en jy sit dit in 'n hakkie en jy sit dit wat bietjie anders lyk in 'n ander hakkie en jy tel op, jy trek af en jy vereenvoudig. Kom ons doen nog een voorbeeld van hom. Sê nou maar jy het 8m plus 4 plus 3m plus 9. Okay? Sit dit alles in hakkies. 8m plus 3m hakkie plus 4 plus 9. Okay, hakkie. Dan kry jy 11m plus 13. Okay, sien julle nou wat ek gedoen het? Nou, met negatiewe getalle is waar leerders begin sukkel. Kom ons sien dit in blou. 'n voorbeeld kan wees 5x minus 2x. Dit is net ons vat die koëffisiënte en ons trek dit af van mekaar en dit word 3x. Onthou die veranderlike bly dieselfde. Sê nou maar ons het 2x minus 7x. Nou, okay, wat is 2 minus 7? Dis minus 5, ja. So, daarom is dit minus 5x. Okay. Nog een kan wees, sê nou maar 9a minus 12a. Wat is 9 minus 12? Minus 3. Daarom sê ons dis minus 3a. Okay. So, jy werk met die koëffisiënte presies soos wat jy met gewone getalle sou werk. Nou, kom ons doen net so klein bietjie moeiliker voorbeeld. Ek weet nie hoeveel plek ek nog oor het nie. Okay. Kom ons sê, ons het 3x plus 5 plus 7x minus 2. Ons kan hulle saam groepeer. Maar in die volgende paar jare wat jy gaan werk met algebra, hoef jy dit nie noodwendig te groepeer nie. Jy kan dit net doen as jy regtig wil, maar dit help jou om dit raak te sien. Okay. So 3x plus 7x is 10x. 5 minus 2 is 3. Okay. Kom ons doen nog so een voorbeeld. Wat van ons het 7m plus 2n plus 5m. Okay. Nou, ek gaan nou nie dit groepeer nie. Maar sien jy, ons het 'n 7m en 'n 5m. Okay? Dit gee vir ons 12m. Nou is daar net nog een dingetjie wat oorbly en dit is die 2n. En ons kan niks met hom maak nie, want daar is nie ander soortgelyke terme nie. Okay. So, die n-term bly staan omdat daar geen ander n-term is nie. Nou, daar is algemene foute wat ons partykeer maak
in algebra. Kom ons sê 3x plus 5. Nou, normaalweg sal jy absoluut niks maak met hierdie uitdrukking nie. So, dit is nie gelyk aan, daai streepie wat ek nou daardeur die is gelyk aan teken gesit het, dit beteken nie gelyk aan 8x. Okay? Dit kan jy ook maar leer. As jy hierdie sien, dan weet jy dit beteken, dit staan vir, dit is nie gelyk. Okay? Nog 'n fout wat mense maak, is hulle sê maar 5x plus x is gelyk aan 5x kwadraat. Dit is ook nie gelyk aan 5x kwadraat nie. 5x plus x is 6x, nie 5x kwadraat nie. Okay. Nog 'n fout wat hulle maak partykeer is om te sê dat 8a minus 10a is gelyk aan 2a. Dit is ook nie waar nie. 8a minus 10a is dieselfde as wanneer jy sou sê 8 minus 10, dis minus 2. Daarom is dit minus 2a. Okay, kom ons kyk nou nog 'n fout. Sê nou maar 2x plus 4y. Oeps, sorry. 2x plus 4y. Party mense sou sê dit is 6xy. Dit is onwaar. 2x plus 4y is 'n uitdrukking wat jy nie kan vereenvoudig nie. So hy bly presies net so. Okay. Nou, 'n wenk wat ek vir jou kan gee is om hierdie 3-stap metode te doen. Die eerste stap is soek soortgelyke terme. Okay, so soek vir al die x'e, soek vir al die y'e. Okay? Groepeer dan daai soortgelyke terme soos wat ons nou net gemaak het. Tel of trek dan die koëffisiënte af van daai terme. Okay? As jy hierdie 3 stappe volg, sal jy meeste vrae korrek kan doen. Nou, ek gaan vir julle so 'n paar vragies gee om te doen, wat julle vir my miskien in die kommentaar kan die antwoorde voorgee. Ek gaan vir julle sommer net so 5 vragies gee. Okay, doen vir my hierdie 3x plus 6x. Okay, dit is die eerste vraag. Tweede vraag is 8a minus 5a. En 3 is 4y plus 7 plus 2y. Vierde vraag is 9m minus 3 plus 5m plus 8. En die laaste vraag wat ek wil hê jy moet doen vir my in die kommentaar is 12x plus 6y minus 5x. Doen vir my asseblief daai 5 vragies. Gee jou antwoorde in die kommentaar. Deel dit met mekaar, praat met mekaar daaroor. En ja, so baie mooi. Vandag het jy dan nou geleer hoe om algebraïese uitdrukkings stap vir stap te vereenvoudig. So, onthou nou net, moenie jaag nie. Soek eers die soortgelyke terme, groepeer hulle, en dan tel jy die koëffisiënte. In die volgende les gaan ons 'n nuwe vaardigheid aanleer, en dit is die distributiewe wet. Dit beteken ons gaan leer hoe om hakkies oop te maak, okay? 'n baie belangrike stap voordat ons later vergelykings en faktorisering gaan aanpak. Nou, ek wil jou ook los met net 'n uitdrukking, 'n vergelyking eintlik. Nee, ekskuus, dis 'n uitdrukking. Ek wil hê of jy die fout kan raak sien in die volgende. 3x plus 5x is gelyk aan 15x. Sien julle die fout raak? En as jy doen, laat weet in die kommentaar wat jy sien fout is.
Alright, sien julle in die volgende een.